vir die sportskits en vir die agter. Jy kan hom vinnig verander na een van die twee. Maar kom ons praat eers. Ek gaan hom so deurpraat. Lope, kry jy twee verskillende lengte lope. Of 20 duim of 24 duim. Dis Colt Hammerforge lope. Colt Hammerforge lope is bekend vir hulle akkuraatheid en durability vir baie skote. Hy kom klaar ook gethread met 'n 5/8 by 24 draad. Dis klaar met 'n nice thread cap wat op is. Dan kom ons terug na die aksie. Die aksie is basically maar die standaard 85 aksie wat op 'n chassis lê, maar ek praat net nou van die chassis. Hy het 'n integrated Picatinny rail al klaar, wat in die helfte gedeel is, so dat daar 'n bietjie meer spasie is as 'n mens nou met die doppie wil uithaal of so. Mens kan hom nie van bo af inlei, jy werk hom net van die magasyn af. Dan die slot, die bekende 3 locking lock slot. Baie durable en baie, as daar 'n mishap of so iets kom, hy is baie safe. Daar kan nie baie gebeur nie. Dan safety, two-stage safety. Trigger, wat baie nice is van hierdie trigger ook. Jy kan hom, hy twee settings van gewigte, jy kan hom 1 kg stel of 2 kg stel. En dan ook natuurlik lengte stel. Jy kan hom vorentoe skuif, jy kan hom agtertoe skuif. Sodat hy vir jou, as jy 'n kleiner hand het, kan hy mooi inpas in vir jou. Jy kan hom spesifiek vir jou modify. Dan kom ons terug na die kolf. Hierdie is nou die precision kolf. Dis nou vir die manne wat teikenskiet, PRS skiet, sportskiet doen. Hy het 'n verstelbare cheekpiece. Wat nice is ook by hom, hy het nommers op. So as jy hom moet op en afstel terwyl jy nou iets doen, dan kan jy hom net terugstel na sy nommer. Jy moet natuurlik die nommer dan onthou. Recoil pad. Dis die stelsel waar jy ook ekstra spacers kan insit. Wat natuurlik ekstra, hy kom met 2. Dan kan jy nog bykoop as jy 'n lang arms het. Dan kan jy die recoil 'n bietjie uitskuif ook. Dan kom ons na die onderste gedeelte by die precision kolf. Hier agter is 'n M-lock system sodat jy 'n monopod of 'n Picatinny rail kan opsit om 'n bag rider op te sit soos dit vir jou prakties is. Wat nie nodig is nie, want dis nou die gap wat jy hierso het, wat jy nou lekker die sak kan oprus, dat hy mooi agtertoe kan skuif as jy skiet. Hierdie polymer kolf dis net 'n cover. Binne aan die binnekant is 'n aluminium chassis wat gebaseer is op die Sako TRG. Die Sako TRG is natuurlik die mees bekendste, akkuraatste wapen vir die militêre gebruik en vir kompetisies-skiet. Nou die chassis wat hulle hier ingebou het is soos die TRG. As jy die plastics afhaal, dan basically is hy op 'n chassis. So dis nou die voorbeeld wat ek julle nou gaan wys van wat jy die kolwe kan change. Jy kan die kolf afval, opsit, hy gaan niks aan jou akkuraatheid doen. As die scope een keer ingestel is, jy kom en skiet, bly op dieselfde kolf skiet. So alles hier so binne is aluminium chassis. Hy hoef nie gebed te word nie. En baie mense wil altyd hulle gewere oorbed, dis nie nodig nie. Al wat ek sê van hierdie, julle moet af en toe maar kyk dat al die skroewe vas is. Want enigiets met ons weer koud, warm, aluminium stretch, yster stretch gaan shrink, so dan kom die skroewe los. So dit moet 'n mens gereeld kyk, dat dit vas is. So, by die kolf, hierdie is nou die precision kolf, en dan duidelik hierso die hunter kolf, met die thermal stok. Dit is nou mooi, 'n mooi slimline kolf, ligte kolf, smal voor, dis baie goed vir die jag, so baie maklik om te dra, en lig.
Ek gaan nou verduidelik as ons die kolf afval. Dan by die precision kolf, julle sien al hierdie slooitjies, onder die slooitjie, dis alles M-lock systems. So as jy hulle M-lock ken, dit is nou soos by die AR's waar jy attachments kan aan vassit. So jy kan vir jou Picatinny rail opsit, jy kan vir jou die bipod aan die Picatinny opsit, of jy kry natuurlik bipods wat klaar 'n M-lock systeem het wat jy kan aan vassit. Soos hierdie M van SACO, die monopod, dis 'n M-lock system, jy kan hom hierso opsit, dan hy kruip hierso weg. En wanneer jy hom nodig het, klik jy hom uit, dan kan jy, hy's adjustable ook. So jy kan het stel, as jy dooier is voor het, dan kan jy hom agterop en afstel, dat jy op tyd kan kom. So wat nou hierdie geweer so bekend maak, is oor dat jy sy kolwe vinnig kan verander. Ek gaan gou wys, as jy die tipe kolf, hierdie voorkant, wat bietjie wyer is, meer van hou, maar jy hou meer van die thumbhole stok, dan kan jy dit gou verander, indien jy net 2 skroefies losmaak. So jy maak net die boonste ene, laat skiet jy net 'n bietjie, en dan die onderste ene. En dan trek jy hom so af. Daar het jy jou kolf in die hand. Dieselfde SACO kom met 'n mooi tooltjie, want as jy nou jou scope op het, dan kan jy nie met die gewone Allen key hierdie boutjie losmaak. So jy het dan hierdie tooltjie. Yes. Nee, ek het kruit nodig om te snyf. Dan maak hem weer vas. So daar het jy nou die precision agterkant op die hunter voorstok. Dan kalibers. Jy kry hom in 243, 270, 3006, 6,5 Creedmoor, 6,5 PRC, 300 Win Mag en 7mm Remington Magnum. Dis wat jy hom in kry. En dan natuurlik die verskillende kolwe ook. Jy kan hom huidiglik, ons het hom net in die grys swart, maar jy kan hom in die Raftec kry, Raftec tan, dan kry jy hom ook nog in camouflage, en daar is nog ene. Maar dit is so woodland kleur. So dit is alles beskikbaar. Dan die tipe lope, hulle is almal Colt Hammer forged. Hier is nou 'n soliede ronde loop, dan kry jy hom die fluted loop, en die verskillende kleure. Dis alles Cerakote, dis highly hoë graad Cerakoting wat op hierdie lope gesprei is en gebak is.